Nou maats, in Numeri 11 vers 1 staan, die volk, die kinders van Israel, het voor die ore van Abba Vader gekla. Maats, het julle al ooit gekla? Miskien het jy al gekla oor kos wat julle nie van hou nie, of jy so moeg, of as iets nie reg vir jou voel nie. Maats, dis normaal, maar wat sê die Bybel oor kla? Die kinders van Israel het in die woestyn begin kla. Hulle het gesê dis vir hulle swaar. Maar kom ons vra, hulle het pas uit Egipte gekom, waar hulle slawe was. Vader het hulle gered en hy het vir hulle elke dag manna gegee. Hy het vir hulle lewende water gegee. Hy was teenwoordig. Abba Vader het hulle gered. Hoekom kla hulle dan? Maar die woestyn is 'n plek waar Abba Vader sy kinders toets. Nie omdat hy lelik wil wees nie, maar omdat hy vir ons iets wil leer. Dis soos 'n oefening vir jou hart en mond. Dis die woestyn. In die woestyn leer ons wat regtig in ons harte is en wat dan uit ons monde uitkom. Want Yeshua leer ons in Lukas 6 vers 45, want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Wat beteken dit, maats? Dit wat in jou hart is, loop die mond van oor. Maats, dink aan jou hart soos 'n glas wat vol water is of vol koeldrank is. As iemand teen jou stamp, wat gaan uit die glas uitspat? Wat binne in die glas is, nê? As jou hart vol liefde, dankbaarheid en vrede is, dan sal jou woorde mooi wees. Maar as jou hart vol kwaad, jaloesie en vrees is, dan sal jy dalk nare dinge en lelike dinge sê. Wat die hart van vol is, loop by die mond uit. Maats, die kinders van Israel het in die woestyn 3 toetse gekry. Eerstens die gesindheidstoets. Dis hierso waar hoe jy voel oor dinge. Kla jy gou of sê jy dankie Abba Vader? Dis die gesindheidstoets, hoe jy voel oor dinge. Die tweede toets is die belydenis-toets. Wat sê jy as dinge moeilik gaan? Sê jy, dis nie regverdig nie, of sê jy, ek vertrou op Abba Vader? Dan die derde toets is die gedragtoets. Wat doen jy as jy kwaad of moedeloos is? Maak jy 'n groot bohaai en skree op mense, of gaan jy bid? So maats, wat maak dat jy soveel dat jy nie jou vrede verloor of dat jy nie gou kwaad word nie? Is dit wanneer jy jou speelding verloor? Wat is dit wat maak dat jy gou kwaad word? Wat is dit wat maak dat jy so ongekrap word? Is dit omdat jy 'n speelding verloor? Of as iemand jou sleg behandel? Of as iemand jou boelie? Dit is belangrik om te weet wat hierdie sneller is, want dan kan jy leer om dit saam met Abba Vader reg te hanteer. Abba Vader weet hoe gou ons kla, hy weet dit. Hy weet hoe gou ons vergeet wat hy alles vir ons gedoen het. Hy weet hoe vinnig ons terugdink aan Egipte, ons ou sondige maniere. En dis hoekom hy ons soms toets, om te wys wat in ons harte is. Yeshua sê, Matteus 15 vers 18 sê hy ook, wat uit jou mond kom, wys wat in jou hart is. So as jy baie kla, dan is daar dalk ontevredenheid in jou hart. As jy ander mense seën en goeie dinge sê, dan wys dit vreugde en geloof en Yeshua is in jou hart. Moses was ook op 'n stadium moedeloos. Die mense het so baie gekla dat hy vir Abba Vader gesê het, Vader, ek kan nie meer nie. Maar Moses het nie gesit en gehuil nie. Hy het met Papa God gaan praat daaroor. En dit is wat ek en jy ook moet doen. As jy voel, jy wil ophou. As jy voel, jy word kwaad. As jy voel, jy's moedeloos. Abba Vader het Moses nie gestraf omdat Moses met Papa God kom praat het nie. Abba Vader het hom gehelp. Hy het vir hom 70 helpers gegee en sy gees op hulle gesit. Ja, het hy sy gees soos op Pinkster, sy gees op hulle gesit, waarvan 2 mans, Eldad en Medad, begin profeteer het. Wat is profeteer, maats? Profeteer is wanneer jy Vader se boodskap aan ander mense vertel. Jy vertel Vader se boodskap uit die hemele aan ander mense. Moses sê later vir Joshua, ek wens almal kan profeteer soos Eldad en Medad. Ek wens almal het Abba Vader se gees.
So jy hoef nie ouer te wees om 'n spesiale man met 'n lang baard te wees wat Abba Vader se spreekbuis weer deur wie Abba Vader kom praat nie. As jy iemand bemoedig, die waarheid praat, liefde wys of sê Abba Vader is goed, dan spreek jy woorde van uit die hemele uit in ander mense se lewens. Dan profeteer jy. En ons almal kan profeteer, want ons almal kan die goeie nuus aan ander gaan vertel. So maats, moenie gou kla nie. Sê eerder dankie Abba Vader. En as jy moedeloos voel, gaan praat met Abba Vader. Jy kan 'n profeet wees, 'n spreker van goeie dinge, en jy kan vir ander gaan vertel hoe lief Papa God hulle het. Fokus op wat Abba Vader beloof het, nie op hoe moeilike dinge nou lyk of voel nie. Hy kyk nie net hoe mooi jy presteer nie. Hy kyk of jy hom vertrou en gehoorsaam, selfs as dit moeilik gaan. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie dat U met ons is. Dankie dat U ons lei. Vader, ek bid dat U deur my mond sal kom spreek en deur elkeen van ons se monde. Wees met ons, lei ons uit die bose en dat ons net lewe spreek. In Yeshua se naam. Amen. Shalom maat.